Vir almal wat ek nog nie goeienaand gesê het nie, maar ek dink ek het vir meeste al goeienaand sê, goeienaand. Baie welkom vanaand hierso. En wat 'n voorreg om saam met die Here se seën die erediens te begin in ons nuwe jaar. Kom ons raak stil, nou raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by hierdie geleentheid. Amen. Ek het so 'n mooi teksvers gekies as 'n beginteks, as 'n foto, Eksodus 33, waar Moses gesê het, ek het vir die Here gesê, en dis 'n mooi teks wat 'n mens eintlik die nuwe jaar mee wil begin. As u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat optrek nie. Amen. Terwyl ons so sit, kom sing jy die pragtige lied 280, Here groot en magtig, vers 1 en 2, so sit in saam met die orgel. Vriende, kom ons groet mekaar in die naam van die drie enige God, wat ons weet saam met ons is vanaand hier, om die nuwe jaar in te gaan, maar ook elke dag ons lewensreis saam aan te pak. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en Jesus Christus, en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied saam met die Here. O Heer my God, vers 1, 3 en 4, staande saam, dan kan jy weer sit plek inneem.
Soos met 'n ou jaar gebeur, is daar baie gedagtes in ons kop. Kom ons gee kans vir stil gebed en al ons nuwejaarsvoornemens, al die nuwe goed wat vir ons voorlê vir die nuwe jaar wat met blydskap op ons wag, en al die gedagtes wat in ons gedagtes besig is om te maal, terugdink oor hierdie jaar wat verby is. Kom ons plaas dit by die Here se voete, uit dankbaarheid en met verwagting. Kom ons word stil, dan praat ons met die Here in stil gebed. Here, ons Here, as ons sommer al hierdie woorde wat ons al gesing het en met mekaar gedeel het, net besef en ons eie maak. Moses wat sê het, Here, as U nie saam met ons vooruit gaan nie, dan bly ons maar net hier. Want ons sien nie kans om een tree verder te gee sonder U teenwoordigheid in ons bestaan nie. Ons kom ook vanaand om U te kom aanroep en te aanbid in die oorgang van 2025 na 26, Here. Want ons weet hoe belangrik is U in ons elke dag se bestaan. En ons sien nie kans vir een moment sonder U in al ons doen en late nie. Here, ons weet U wat mens geword het, wat vir ons kom sterf het, wat ons kom deel maak het, identiteit gee het. Alles wat ons gaan deel in hierdie woord wat ons met mekaar gaan deel vanaand, maak dat ons weet as deel van die verbond onder die leiding van die Heilige Gees, deur die liefde van God, deurdat Jesus Christus in genade ons welkom betree het. Op die aand van oujaar 2025, roep ons U aan, en sê, Here, wees met ons, spreek met ons. Ons is die diensknegte en ons wil hê U moet hierdie woord vir ons oopmaak, en vir ons beloftes, en ankers, en salf, en troos kom gee, waarmee ons eerste tree van 2026 moet aanpak, sodat ons weet, ons doen dit onder die leiding, onder die seën van die drie-enige God, wat saam met sy volk deur woestyne gereis het, deur oorloë gegaan het, vir hulle gehelp het om beloofde lande in te neem, saam met hulle gaan het in ballingskap en weer teruggeneem het na hulle land toe. 'n God wat nog altyd gewys het, hy's getrou en lojaal. Ons kom roep U aan, ons almagtige God, in die aand, die vooraand van 'n nuwe jaar, wil ons U aanbid, en sê, spreek met ons, Here, wat U diensknegte is. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Terwyl ons so sit, met ons weet die Here gaan ons vooruit, en met ons lei, lied 281 sittende, lei ons Here groot en magte, vers 1 en 3, so sittende saam.
Wanneer ons so op die ou jaar kom, dan weet ons is nie net nog 'n dag, die laaste dag op 'n kalender nie. Die oorgang van 'n nuwe jaar nie. Jy kry mense wat op hierdie dag groot feeste vier. Dis vir hulle groot gebeure om oor te gaan van 'n ou jaar na 'n nuwe jaar. Daar's mense wat minder hou van ou jaar, wat kies om eerder in isolasie hulle self te gaan plaas, wat nie hou van groot partytjies en groot meng met mense nie. Jy sien, daar gebeur baie op so 'n oujaarsaand. Ons dink terug, op so 'n oujaarsaand is dit 'n geleentheid van stil word. Kyk, ons as Christene werk mos altyd met terugkyk en opkyk en vorentoe kyk. Dit is mos maar die 3 bewegings wat ons as Christene mooi mee beoefen. So dis 'n manier van terugkyk en te kyk in hierdie jaar wat verby is. Te kyk al daardie nuwejaarsvoorneme wat ons gehad het in die begin van hierdie jaar. Hoeveel van dit het waar geword? Hoeveel van daardie dinge wat ons vir onsself vooruitgestel het werklik gebeur? Miskien toe jy hierdie jaar begin het jy nuwe drome en ideale gehad of besigheidsplanne of opwindende dinge wat vir jou voorgelê het, en dan meet jy en dink hoeveel van daai dinge het waar geword. Dis ook 'n tyd om met dankbaarheid dan te lewe vir dit wat die Here vir jou voorsien het. Maar ook soms met dankbaarheid vir daai dinge wat eerder die deure toegebly het, vir daai dinge wat nie waar geword het nie, of nie gebeur het nie, en dan kan jy sien hoekom die Here dit so gehou het, en jy is dankbaar daarvoor. Maar dis ook 'n tyd van terugkyk en dink oor verhoudings en vriendskappe, en mense wat 'n impak gemaak het in jou lewe. Dis ook 'n tyd van terugkyk en dink oor mense wat hierdie jaar nie meer saam met ons is nie. Wat die Here met die ewige verwissel het, of wat miskien getrek het, en dankbaar te wees vir die impak wat hulle gehad het in 'n mens se bestaan. Dis 'n tyd om op te kyk en te weet hoe belangrik is God in ons bestaan. En dit gaan ons vanaand in die woord ook met mekaar deel. En dan is ook 'n tyd van hoop, juis omdat jy opkyk en sê, maar ek het hierdie verwagting vir hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê. En natuurlik is dan niks meer fout om te droom en ideale te hê en al hierdie toekomstige hoop, want ons lewe vanuit die hoop van ons Jesus Christus, dit mee aan te pak nie. Maar het julle al gesien hoe baie keer kan dit gebeur dat die onsekerheid van 'n jaar wat vir jou daar lê, of daar soveel dinge wat jy nie eens weet wat gaan gebeur nie, daai X-faktor van onsekerheid wat al jou vreugde en jou drome kan kom steel. En daarom is dit belangrik om die nuwe jaar te begin en te weet hoe God se teenwoordigheid 'n belangrike rol speel in ons bestaan. Ek het hierdie stukkie gekry, as ek net hierdie ding aansit, wat iemand vir my gestuur het, ek hoop hy is duidelik op die bord. Hy sê, life is strange. You arrive with nothing, you spend your whole life chasing everything, and still leave with nothing. Make sure your soul gains more than your hands. Dis nogal 'n waarding wat iemand gestuur het. Ek het hom nou so sommer copy-paste van my foon af. Life is strange, you arrive with nothing, spend your whole life chasing everything, and still leave with nothing. Make sure your soul gains more than your hands. En dis wat ons vanaand bietjie oor gaan gesels. Ek het 'n nuwejaarsvoorneme gelees wat nogal juis gaan oor hoe God 'n rol kan speel vir ons om ons hiermee te help. Mag die nuwe jaar vir jou nie vry wees van storms nie, maar gevul wees met God se teenwoordigheid. Mag jy vrede vind in sy hand en moed vir elke nuwe dag. Want God se teenwoordigheid help vir ons om te wens vir die regte goedes, om ons te help om daai versoekings en daai onsekerhede en daai X-faktor goed deur te staan. Daai goddelike ontmoetings is dit waar ons vanaand oor gaan praat, om 'n jaar te wens vir meer goddelike ontmoetings. Hulle sê 'n gemiddelde mens ontmoet so tussen 3 en 5.000 mense in jou lewensjaar. Nou dit hang af om en by van jou werk, as jy iemand wat in die publieke oog werk, is jy mense wat baie reis, as jy bevind jou in watse omgewing, sport of wat ook al, dit beïnvloed hoe baie mense jy ontmoet. As jy natuurlik in isolasie jouself bevind, ontmoet jy aansienlik baie minder mense. Maar gemiddelde persoon sien so 3 tot 5.000 mense per jaar. Hulle sê maar jou verhoudings wat jy bou het, so 20 tot 50 betekenisvolle verhoudings wat jy in jou bestaan het, en dan net 5 tot 10 mense wat werklik 'n verdieping in jou lewe maak, wat jou naby binnekring mense in jou lewe is.
En ek seker as jy eerlik met jouself is daar baie minder mense wat hier naby aan jou binnekring is. Maar tog gebeur dit, dat jy nou en dan deur die lewe gaan en dan het jy gesprek mense, ek weet gebeur baie met my, waar ek mense gaan om hulle te bemoedig, of ek dink ek gaan om sommer God se teenwoordigheid, of die blye boodskap met iemand te deel, of 'n sterfbed, of wat se situasie al. En in daardie moment, deel daardie mense vir my 'n stukkie van die wêreld, wat net jou asem wegslaan. En dan word ek so stil en sê ek, hierdie was nou net 'n goddelike afspraak. Hierdie was 'n moment, waar ek so verbaas staan, dat ek net kan dankie sê, want jy het my lewe verryk. Ek was nie voorbereid op hierdie moment nie. En dis daai goddelike momente, daai goddelike afsprake, wat ons wil hê moet meer en meer voor gewens word, in hierdie jaar, wat vir ons voorlê. Daardie wat make your soul gains more than what is in your hand, momente in ons lewe. En ek hoop die teksvers gaan julle 'n bietjie daarmee help. Nou ons teksvers is 'n bekende gedeelte. Nou ek is nou net so 'n bietjie meer 16 jaar hierso en ek het nog nooit hierdie teksversie gepreek hierso nie. So ek hoop ons gaan almal kan hierdie teksvers gebruik vir wat in die jaar vir ons voorlê. 1 Kronieke 4 vers 9 is 'n bekende gedeelte wat baie mense ken. Almal ken hierdie gedeelte. Dit gaan oor Jabes se gebed. Jabes is hoër geag as sy broers. Sy moeder het hom die naam Jabes gegee en gesê, dis omdat ek hom met smart in die wêreld gebring het. Jabes het die God van Israel aangeroep, as u my tog maar net sal seën, my grondgebied sal vergroot, en as u hand by my sal wees, weerhou onheil van my, sodat ek nie smart ervaar nie. God het toelaat gebeur wat hy gevra het. Hierdie boekie het so 'n bietjie meer as 20 jaar uitgekom, en hy was 'n boekie wat nog 'n Christelike boek wat op die Times topseller het hy die lys gehaal, 9 miljoen eksemplare verkoop, en die mense het nogal gegaan om hierdie boekie te verkoop. En dit nogal gegons, soveel mense die boekie wil hê, maar vir 'n ruk het dit goed gegaan, totdat mense gesê het, hierdie boekie ongelukkig promoveer voorspoedteologie. En toe het al meer en minder mense begin om hierdie boekie te gebruik. Nou, en vanaand gaan ek dit preek, maar dis nie graag wat ek wil doen nie, dis nie om die voorspoedteologie te bevorder nie. Ek het juist nou in die week na 'n persoon geluister en dis nie wat vanaand gaan gebeur nie, waar die persoon gesê het, hulle wil graag hierdie motor hê, die duur Duitse motor wat hulle graag wil hê. En hulle het na die motor toe gestap en hulle het hulle hand op die motor gesit en gesê, in die naam van die Here, proclaim hulle hierdie motor vir hulle toekoms. En ongelukkig het mense toe die boekie, het hulle die manier gebruik, dat die Here 'n service provider moet word, om die materiële rykdom vir hulle te voorsien. En dis nie wat vanaand gaan gebeur nie, so hoor my asseblief net mooi. Maar ongelukkig, toe ek die eerste keer hierdie boekie ontmoet het, was dit ook, you spend your whole life chasing that everything, was dit ook deel van hierdie goedes. Ek was besig om so van beroepe te verander, en ek is natuurlik 'n jong man, en ek wil ook hierdie baie rykdom hê in my lewe, en hierdie baie geld maak, en ek het gehoor van Jabes se gebed, jy bid hom elke dag, en dit sal jou lewe verander, en al hierdie rykdom sal oor jou pad kom. So as ek na kom boeke toe, en ek het die boekie gaan koop, en ek het, jy weet, daar's 'n gesegde wat sê, voordat jy kan ryk wees, moet jy eers ryk lyk, en jy moet ryk optree, voordat jy kan ryk wees. So as ek toe nou daar by Centurion Mall voortlom nou verander het, was daar baie mooi koffiewinkel, wat lekker cappuccinos en room koop het, so eksklusief, so ek het gemaak asof ek ryk is, en ryk gelyk, en met my boekie gesit, en koffie gedrink, en, want jy kan ons nou nie in jou huis drink, as jy lyk nie ryk in jou huis nie, jy moet dit nou in 'n koffieshop sit en dit. En terwyl ek die boekie so sit en lees, toe kom daar so 'n dame na my toe, sy was deel van die Fivers familie gewees. En sy vra toe of sy by my kan sit, en ek sê toe natuurlik graagte. En sy vra my toe, hierdie boekie wat jy lees, is 'n baie interessante boek. Ek sê ja, sy sê, wat is jou verwagting van hierdie boek, want ek het hom ook gelees. Ek sê, my verwagting is, dat hierdie boek so geseënd gaan wees, dat ek al die rykdom van die wêreld wees, want ek is besig om beroep te verander, en geld gaan net instroom, daardie spend your life changing everything, daardie wat baie mense wens vir 2026, met my gaan gebeur. Sy het myself so gesê, en sê, vriend, voordat ek weggaan, gaan ek vir jou bid. Maar ek dink, jy moet mooi dink, voordat jy die boekie lees, en om elke dag gaan bid. Want die Here gaan jou seën.
maar hy gaan make your soul gains more than your hands. Hy gaan 'n rykdom in jou lewe bring, maar hy gaan jou van binne na buite omkeer, maar nie volgens die verwagting wat jy dink met jou lewe gaan gebeur nie. Ek het toe maar gesit en sy het gebid en sy het toe gegaan en ek het gedog, wat weet sy? En ek het elke dag die boekie gelees en gebid. En so het ek 'n predikant geword. Niks rykdom nie, maar van binne na buite gekeer. Want die boekie het jou geleer wat vir God se seëninge werklik en hoekom dit vir 2026 so belangrik is. Kom ek lees hom weer, want ek wil hê ons moet hierdie vir ons in 2026 invat. Jabes het God van Israel aangeroep. As u my tog maar net sal seën, my grondgebied sal vergroot, en as u my hand by my sal wees, weerhou onheil van my, sodat ek nie smart sal ervaar nie. In vers 8 staan daar, Jabes het voorrang geniet bo sy broers, en dan toe sy ma hom die naam Jabes gegee het sy gesê, ek het hom met smart in hierdie wêreld ingebring. Jy sien, hierdie gedeelte wat ons lees van Jabes se gebed, is in Kronieke geskryf. Nou ek weet nie of julle al baie preke gehoor het uit Kronieke uit nie, maar daar's baie name en datums en ek dink nie predikante weet wat om met daai goedes te maak in preke nie, want ek weet nie wat beteken dit vir ons vandag se tyd nie. Want ek weet nie wat dit Adam se seun Set en Enos en Henog te maak. Ek weet nie hoe gaan ons dit in vandag se tyd van toepassing maak nie. Ek weet nie wat gaan ons maak met al die veldslae van Dawid teen die Moabiete en die Filistyne en die Amoniete, hoe gaan ons daardie goed preek? En sê jy seker op die punt staan om te trou en jy gaan soek 'n baie onstuimige huwelik of 'n ding. Dat jy sulke goedes wil gebruik nie. Maar wat maak ons met daai goed? Hierdie baie geslagsregistres en die datums en al die goed wat gebeur, die ark wat na Israel toe gekom het. Maar dan ewe skielik stop hierdie sinnetjie. En dan staan daar hierdie gebed van Jabes. Vir ons is dit kardinaal belangrik vir 2026. Want dit sê vir jou in hierdie geskiedenis van God met sy volk Israel. Met alles wat gebeur, sien hy 'n mens met 'n naam raak. Dis vir ons beteken dit alles om te weet as ons hierdie jaar gaan betree om te weet, hy sien jou by jou naam raak. En dan hierdie gebed van Jabes sien ons, daar was baie moeilike geboorte gewees. Sy ma het hom met smart in hierdie wêreld ingebring. Daar moes 'n bietjie komplikasies gewees het en nie lekker gewees het nie. En dan het sy ma hom nog Jabes, smart genoem. Nou ek hoop nie iemand van julle se ma het julle die naam smart gegee nie. Want die Bybelse tyd het mense geglo dat jou naam is half 'n voorspraak wat jou lewe vir jou inhou, wat met jou gaan gebeur. Wat alles wat vir jou is soos 'n voorspelling van alles wat met jou gebeur. Hier's arme Jabes en hy weet, hier wag net vir hom groot moeilikheid, smart en lyding en ongelukkigheid wag vir hom. Maar hulle het geglo in hierdie magte en hierdie bose goed en die voorvaders en al hierdie goed wat met hulle gaan gebeur. En dan het hierdie mense gegaan na towenaars en bose besweerders toe en hulle het probeer dat hierdie mense impak moet hê in hulle lewens om dit van stryk te bring of om dit te verander of 'n invloed op te hê. Maar nie Jabes nie. Jabes doen wat ons vandag doen in die begin van 2026. Jabes het God van Israel aangeroep. Hy het gesê, weet jy wat, hierdie pad van my moet nie loop soos hy loop nie, en ek gaan nie na een of ander towenaar of 'n bose besweerder toe nie. Ek gaan na die God wat die skepper van die hemel en die aarde is, die God wat gewys het hoe loyaal en getrou hy is met al hierdie registres. Ek gaan na hom toe en gaan hom vra om 'n impak te hê in my lewe. Net soos wat ons kom en sê, wag 'n nuwe jaar van ons en ons wil hê hierdie Here moet ons vooruit gaan. Jabes het God gesê, as u tog maar net my sal seën. Nou daardie woorde seën, Here seën my, tot die oorvloed seën my uit. Laat jou seën van bo tot onder oor my kom. Dis daai tipiese seën wat ons sal dink, you spend your whole life chasing everything. Ons dink aan materiële seën, dat daai verwagting sal hê, al daai rykdom wat ons sal hê.
Maar ons moet versigtig wees. Die Bybelse seën het meer as dit beteken. Die Bybelse seën is juis make your soul gains more than your soul gains more than your hands. Is om jou lewe te vul met God se teenwoordigheid. Dat God by jou sal wees, dat hy saam met jou in jou lewenswandel sal wees. Jy sien, God se seën was gewees oor elke faset van jou lewe, oor jou gesondheid, oor jou vrugbaarheid, om jou te beskerm. Die mense in die Bybelse tyd was maar van landbouekonomie afhanklik, so dit gaan oor hulle oeste, hulle vee, die reën op die regte tyd, sodat God sal voorsien dit wat hulle nodig het vir hulle lewensvatbaarheid. Dit het gegaan oor dit wat ons Kersfees oor gepreek het. Daai vrede, daai heelheid met God, wat hy in Jesus Christus vir ons kom bewerkstelligheid. Heelheid met mens, met mekaar, met orde, met rus. Al hierdie goed word in hierdie seën wat Jabes voorvra. Dit gaan oor jou identiteit. En ons weet ons identiteit, net soos die verbond gesluit is met Abraham, waar sê het God, ek sal julle God wees, julle moet my volk wees. Hy hulle seën met sy teenwoordigheid, dat hy hulle met hulle trou en met 'n verhouding gaan. So wil ons daai seën ontvang, ons nuwe jaar aanpak. En dit bepaal ons identiteit, dat ons nie net alleen Christene is nie, maar ons is kinders, aangenome, wedergebore, kinders van God, deel van sy liggaam, is daardie seën vir ons belangrik. Here, as U my maar net sal seën, op elke faset van my lewe, met my verhouding met U, met my verhouding met die wêreld, met my funksionering, in my weë, elke faset, bid hy voor. Is dit nie ook die wens wat ons het in 2026 nie? En dan is hierdie belangrik. God het vir Abraham gesê, 'n seën is nie net iets wat jy ontvang nie, maar hy sê, ek sal jou seën, sodat jy 'n seën vir ander mense sal wees. God se seën word vir ons ingestort, sodat dit in ons en deur ons na hierdie wêreld toe kan vloei. En dan bid Jabes verder. Maar hy vra spesifiek goed, wat hy nodig het vir sy bestaan. Hy sê, vergroot my grondgebied. Nou hier kan ons baie lekker sê, maar Jacques, jy het gesê, jy gaan nie voorspoed teologie preek nie, maar hier kom hy en hy vra vir sy grondgebied. Jy sien, grondgebied was belangrik geweest. Dit was die plek waar hy gefunksioneer het, dis waar hulle moes plant en oeste inbring, waar sy vee moes wandel. Hy sê, Here, my lewensvatbaarheid, waar ek moet funksioneer, vergroot dit vir my. Want jy sien, as daar peste kom en hongersnood kon dit maklik gewees het, dat hy nie kon funksioneer nie, dat hy nie lewensvatbaarheid gehad het nie, dat hy op die einde van die dag nie deel van die gemeenskap kon wees nie, dat hy nie sy deel kon doen nie, dat hy geen aansien gehad het nie. Dit is nie net om nog te hê en nog meer te hê nie, dit het gegaan oor sy daaglikse bestaan, sodat hy kan funksioneer tot eer van God. Vergroot dit wat ek het, sodat ek kan funksioneer tot jou eer. Het die Here nie ook vir ons geleer om te bid dit in die Onse Vader nie? Gee ons daaglikse brood, sodat ons alles sal hê, dit wat ons nodig het, om God se koninkryk te laat kom. Sy wil te laat geskied, te funksioneer tot eer en verheerliking van sy naam. Maar Jabes, toe Bruce Wilkinson hierdie boekie geskryf het hy tog iets moois gedoen. Hy het gesê, hy vat hierdie vergroot my grondgebied, en hy maak dit geestelik. Nie net vergroot my grondgebied, my funksionering, want dis almal van ons 2026 wens, Here, dat ek sal oorleef, voorsien dit wat ek nodig het, dat ek my plek in die samelewing kan inneem. Maar hy het gesê, kom ons maak dit geestelik, dat ek sal groei geestelik in my bestaan, daai goddelike ontmoeting sal hê. In 1 Korintiërs staan hierdie mooi teks, wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, want julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds, waar daar onder julle afguns en onenigheid is julle dan nie wêrelds en gedra julle dan nie soos die wêreldse mense nie? Hierdie beeld wat van ons wys hoe
Daar's baie van ons almal is eintlik deel hiervan, maar ons groei eintlik in ons geloof. Jy Jesus Christus ontmoet in jou as jou saligmaker en verlosser, en dan dink jy dit het daar gestop. Jy wil nie groei in 'n lewende verhouding met die Here nie. Jy het hierdie babamelk wat jy nog wag inneem. Geestelik bid jy vir die Here in 2026, vergroot my grondgebied. En dit kan alleenlik gebeur as jy groei in jou verhouding met God. Daardie goddelike ontmoetings waarmee ons begin het, wat jou help om al daardie onsekerheid, al daardie nuwejaarsvoornemens aan te pak. Om daai make your soul gains more than your hands. Maar hoe gebeur goddelike ontmoetings? Dis belangrik. Goddelike ontmoetings is nie altyd dramaties of bonatuurlik nie. En ons weet deur Jesus Christus wat van ons kom sterf het, ons saligmaker is, in ons woon, het ons almal die drie-enige God se teenwoordigheid saam met ons. Ons word geseën deur die drie-enige God se teenwoordigheid saam met ons. Maar wat is goddelike ontmoetings? Daardie vergroot my grondgebied om te leef met 'n diep bewussyn van God se nabyheid. Om geestelik so te oefen om te weet, maar die Here is saam met jou en om dit te ervaar. En om dit reg te kry is om God se woord te lees. Maar nie net vinnig sê ek het 'n paar versies wat ek net moet klaar kry. Ek wil die Bybel in 'n jaar se tyd klaar kry om dit net deur te gaan, maar werklik dit te lees. Eugene Peterson het 'n boek geskryf om dit te lees, te kou, te herkou en dit te oordink en dit te ervaar en daai beloftes te ontdek en jou eie te maak en jou hele lewe daarop te vertrou. En dan te sien hoe hierdie beloftes, hierdie woorde wat jy hoor, waar word in jou lewe. God se teenwoordigheid. Om te leef met 'n innerlike vrede van hierdie oortuiging van hierdie Heilige Gees. Daai vrede op elke faset van jou lewe wat ons so gepraat het. Jou verhouding met God wat Jesus kom herstel het. Verhouding met mense, met hierdie wêreld, daai heelheid, daai algehele heelheid wat ons op Kersfees gepreek het. En vir gewone gelowige mense beteken dit om te luister, te wag, gehoorsaam te leef en hierdie belangrike ding oop te wees vir God se werking in hulle lewe. Weet julle hoeveel keer hoor ek dat mense my goed vertel en sê hulle ek het gebid vir die Here. Ek het vir die Here gebid vir 'n uitkoms. Mense sal nie glo nie, toevallig het dit gebeur. Dan sê ek, was dit regtig toevallig of is dit toeval die lig? Daardie oop te wees vir God se goddelike ontmoetings in jou lewe. Ons glo as gereformeerdes die Here openbaar homself deur sy woord. Maar ons glo ook die Here openbaar homself deur sy skepping. Elkeen van ons is deel van sy skepping. En wanneer ander mense met jou kom praat, jy weet nooit of die Here daai mense stuur om die antwoord te gee. Dit wat jy verwag in jou lewe nie, maar om oop te wees vir die Here se teenwoordigheid in jou lewe. Daai verwagting. Prakties help dit ons daagliks afhanklik van die Here te leef. Daai is 'n groot ding, om elke dag op te staan, nie net vinnig te bid vir die dag wat voor lê, ag Here help my met hierdie krag vir vandag, met hierdie moeilike taak wat voor lê nie, maar om te weet hoe afhanklik is jy, om te weet alles wat jy het is geleen, jy leef vanuit genade. Dis kom ons elke dag, wanneer ons kos bid, nie seën die Vader voedsel wat ons eet, laat ons nimmer die vergeet. Daar's dieper woorde wat daar agter lê om te weet, hierdie kos kom uit God se genade. Is dit nie ook hoekom ons dankoffers vir die Here bring en ons tiendes vir die Here gee om te wys, ons lewe word nie gedefinieer deur ons materiële besittings nie, maar ons lewe word gedefinieer dat ons deel is van God en God se liggaam en sy funksionering in die wêreld en ons wys vir die wêreld ons sal gee omdat ons nie daarin vashou nie. Jy wys daagliks hoe afhanklik jy van God lees. Jy is getrou om sy woord te lees, maar die belangrike ook om dit te bid, in gebed met jou God te tree, om te leef in gehoorsaamheid in die klein dingetjies. Ons dink ons moet gehoorsaam wees in die groot ding. Jy begin nuwe habits leer, deur klein dingetjies in jou lewe elke dag in gehoorsaam te wees. Dan bid Jahweh hierdie mooi ding. Hy sê, as u hand, hy sê Here, God van Israel, as u my tog maar net sal seën met die grondgebied sal vergroot. En as u hand by my sal wees, weerhou onder van my sodat geen smart my tref nie. Daardie u hand het 'n groot betekenis in die Hebreëse Woordeboek. Dit gaan oor krag, dit gaan oor beheer, dit gaan oor sorg. Onthou as ons sommer die geloofsbelijdenis nou nog gaan opsê,
Jesus het opgevaar en sit aan die regterhand van God. Daardie krag, daardie mag, daardie beheer, daardie sorg, daardie voorsienigheid. Hy sê, Here, as u hand van krag en mag, waarmee u geskaap het, waarmee u lojaal vir u volk voorsien het, net saam met my kan wees. Ons sien in soveel tekste, byvoorbeeld krag, in Exodus 15, u regterhand, Here, majesteus in krag, u regterhand, Here, vernietig die vyand. In Psalm 18, beheer en beskerming, u het vir my u skild van verlossing gegee. U regterhand ondersteun my en u antwoord maak my sterk. Sorg, wanneer u hand oopmaak, versadig u al wat lewe met wat hulle wil hê. Is dit nie 'n nuwejaarsfonie om te sê, Here, in 2026, as u hand maar net saam met my is. As u hand van my beskerming net my om my sal omvou of my sal dra. Versorging, dra. Hoor hierdie mooi betekenis ook. Hand kan ook beteken soos die kantwalle van 'n rivier. Waar die rivier vloei en hierdie kant teenwoordig is, om seker te maak dat hierdie rivier konstant vloei. Here, as u hand maar nie net daar kan wees vir my, om my te rig en te lei, die 2 liedere wat ons gesing het in 2026 nie. Psalm 139, vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verte, weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. En dan is Jabes se gebed verder, weerhou onheil van my, sodat ek nie smart kan ervaar nie. Onheil, die Hebreëse woord sê onheil, is daar baie betekenis vir die woord onheil. Onheil, soos in vandag se tyd, kan ons dink aan korrupsie, en ons kan dink byvoorbeeld aan slegte goed en onregverdigheid en slegte dinge wat met mense kon gebeur. Daardie dinge, want onthou, Jabes het vrese gehad. Hy het gesien sy lewenspad, hier kom nie goeie dinge nie. As iemand nie gaan ingryp nie, dan gaan sy lewe eindig soos wat hy begin het, met smart. En hierdie onheil gaan oor sy pad kom. Al hierdie slegte dinge wat ons voor vrees vir 2026. Onheil het nie net te doen met korrupsie en mense wat jy wil seermaak of jy goed wil vat en al hierdie slegte goed nie. Onheil het ook te doen gehad met morele sake. Te doen oor jou verhouding met God, jou optredes, die keuses wat jy maak met mense en vriende en optredes wat moet gebeur. Hy sê, Here, weerhou hierdie slegte goed van my af weg. Bid ons dit nie ook in die Onse Vader nie. Bring my nie in die versoeking in, my weerhou, verlos my van die bose. Hierdie goed wat my kan potjie, hierdie goed wat oor my pad kan kom, Here, hou dit weg van my. Jabes se gebed was dit wat kan maak dat my naam my hele lewe gaan beïnvloed, dat smart oor my kan kom. Here, verander dit. Jabes het 'n lewensbegeerte gehad, dat God sy koers van sy hart, van sy lewe gaan verander. Dit was sy hartsbegeerte. Nie om meer rykdom en al die ander goed by te kry nie. Hy het God se teenwoordigheid gesoek en dat God sy lewe sadig tot eer van God se naam. En dan sien ons hierdie pragtige gedeelte. God het toelaat gebeur wat hy gevra het. God het die koers van sy lewe verander. Vriende, ons weet, Jesus Christus het die koers van ons toekoms kom verander. Hy het van ons die weg kom gee na die ewige lewe. Ons hoef net in hierdie weg te wandel. Hy het vir ons iemand gegee wat saam met ons sal help om op hierdie weg te lei, die Heilige Gees. Dieselfde krag waarmee die Here uit die dood uit opgewek is. Ons het die voorreg om hierdie drie-enige God as 'n reisgenote ervaar. Ons noem dit die seën waar ons almal op voorbid vir die nuwe jaar wat vir ons voorwag. Al wat ons grootste wens moet wees, saam met al jou nuwejaarsvoornemens. Here, mag ek meer goddelike ontmoetings ervaar, sodat ek sal groei in my geloof, sodat ek die oorvloed van jou teenwoordigheid sal ervaar, en die rykdom van jou beloftes my eie sal maak, en verbaas sal staan, wat 2026 vir my sal inhou. Amen.
Kom ons staan en sing ons die oorwinningslied. En dan, dit is nou, amper gaan ek verkeerd. Ons gaan eers Tannie kan ons die geloofsbelijdenis eers sê, dan sing ons onbeskaamse se liedjie, en dan gaan ek vir ons gebed doen, en dan sing ons saam daai seën van die Rihanna Nel. Kom ons staan asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Kom ons bid saam. Ons roep God van Israel vanaand aan, hier op die ou jaar, met die begin van 'n nuwe jaar. God wat in Jesus gewys het, hy is ook ons Vader, ons God. Asseblief, as U ons tog maar net sal seën, ons grondgebied fisies en geestelik sal vergroot, sodat ons sal leef vir U. Die koninkryk sal bevorder en eer en heerlikheid U sal toekom in 2026. Weerhou onheil van ons, al die sleg wat ons drome kan kelder en ons geluk kan steel, maar meer as dit ook ons verhouding met U en ons naaste kan benadeel. Here, help ons om U meer te ervaar, sodat geen smart ons kan tref nie. Amen. Vriende, kom ons sing hierdie lied, die seën. Dan seën ons mekaar vir die nuwe jaar, en dan gaan ek die laaste seën net uitspreek, en dan gaan ek hier voor staan vir die wat ek nog nie gegroet het nie. Vriende, mag ons met die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees hierdie seën in 2026 dan ons eie gaan maak. Amen.